My naam is Fred Jansen van Vieren. Ons boer nou al vir 6 jaar hier in Panda met aardappels. My liefde vir die boerdery kom van kleins af. Ons het maar groot geword. Ek weet nie wat anderster om te doen nie. So boer is in my bloed. Ek gaan nie verander nie, daar's nie manier nie. Die aardappelbedryf in Botswana is iets wat anderster as in SA. Ons het nou al baie cultivars beproef. Wat vir ons goed werk hierso is Mondial en Sifra. En ons bly by daai 2 cultivars, ja. Ek is basies die boer en ek is die bemarker ook. Ek moet my eie produk bemark. Ons groot mark is maar in Gaborone. Dis waar die groot hoeveelheid of die land se populasie maar is in die suide van Botswana. Ons kyk maar baie wat die Suid-Afrikaanse prys is en dan bepaal ons daarvan af of dit hang maar af van wie almal in die mark is, hoeveel boere in die mark is. As dit net ek alleen in die mark is, kan ek my prys maak. Daar's niemand wat vir my sê wat ek moet vra vir 'n aardappel nie, maar ons gebruik dit ook nou nie, ons misbruik dit daarom nou ook nie, want ons wil tog hê ons produk moet beweeg. As ons produk nie skuif nie, gaan ons vir jare uithaal. So natuurlik moet ons 'n goeie prys hê dat die produk kan skuif, dat die ou op die straat ook die aardappel kan bekostig. My naam is Duarte Malan, ek is bestuurder by Van Vieren Holdings, Panamatenga, Botswana. Ons produseer so 100 hektar aardappels en ons het hierdie jaar 25 hektar kleinwit en 12,5 hektar suikers geproduseer. En dan Rolande is om en by so 800 hektar wat sorghum was hierdie jaar vir Van Vieren Holdings. Ek is MC Pretorius, ek is werkagtig vanaf Agrico in Nylstroom tak. En ons is betrokke saam met die boere hier op die grond in Panamatenga om hulle te help om hulle besproeiingsuitdagings te oorkom. Van die groot uitdagings hier in Panamatenga is hulle waterbronne is alles boorgate waaruit daar besproei word. En die verdere uitdaging is daar dat hulle ook nie elektrisiteitstoevoer het nie en al die besproeiing wat hier plaasvind word gedoen met dieselkragopwekkers. En dan word die water gepomp uit boorgate na die spulpunte toe. Die oorgrote meerderheid van boerderyaktiwiteite hier in Panamatenga is droëlandboerdery, maar in vandag se ekonomiese omstandighede is dit ook nodig vir die boere wat wel water tot hulle beskikking het en goeie ondergrondse water het om te diversifiseer en besproeiing by te sit by hulle droëlandboerderye. En dis waar Agrico 'n groot rol speel om die manne hier op die grond te kan help met ons besproeiingstoerusting en implemente om boerdery te vergemaklik. Vir die laaste 2 jaar het ons maar droogte gehad en maar dit is baie beter hierdie jaar. Ons is baie dankbaar daarvoor. Ons het huidigelik 9 Agrico spulpunte wat opgerig is en 2 wat op die oomblik besig is om opgerig te word. Ons gebruik ondergrondse water vir die besproeiing op die spulpunte en dit is maar 'n uitdaging, jy weet nie wat daar onder aangaan nie, maar ons probeer dit beheer en die water klaarmaak. Ons gebruik die spulpunte nie net vir besproeiing nie, maar ook vir topbemesting en van die gewe wat ons deur die spulpunte sit vir die gewasse, so dit is baie effektief vir ons ook. Nog 'n uitdaging wat ons het nie toegang tot vloeibare kunsmis nie, maar ons het wateroplosbare kunsmis wat ons oplos en by die pompstasies maar net toedien deur die pyplyn en is baie effektief vir ons deur die spulpunte. Met Agrico kom ek nou al 'n paadjie, ons sit al in Gansie. Toe ek daar al begin het met besproeiing met die aardappels, het ons al met Agrico besigheid gedoen. En ja, so dis al 'n goeie 10 jaar, sal ek sê, het ons nou al goeie diens uit hulle uitgekry. En ja, ons is tevrede met hulle produkte. En ons hou van hulle nasorgdiens. Die kernkenmerke is maar prys om mee te begin. Dit moet 'n markverwante prys wees. En dan kyk ons na die kwaliteit. Kyk ons na die kwaliteit, hoe die ding gebou is, hoe sterk is hy aan mekaar gesit natuurlik. Ons hou baie van die HSD want hy gooi nou ons materiaal gooi vir ons net daai perfekte diepte onder die grond laat die materiaal kan komposteer en ja, 'n bietjie materiaal in die grond inkry. So ons is oor tevrede met hom, ja. So wanneer ons 'n projek ontwerp vir die manne hier in Panamatenga, is een van die eerste dinge wat ons in ag moet neem is die tipe gewasse wat hulle wil plant en dan uiteraard hulle klimaat en die area hierbo in Panamatenga waar dit baie warm en winderig
en met lang tye baie droog kan wees ook. Die onderhoud op die spulpunt is baie laag. Ons het 'n relatiewe nuwe spulpunt op die oomblik. Maar as 'n fout gaan, het ons goeie diens van Agrico af. Ons het 'n oproep en dan stuur hulle vir ons parte. So dis ja. So van Agrico Nelstroom tak se kant af is dit ons verbintenis om 'n pad te stap met Van Vieren Holdings en vorentoe saam te werk om nog die verdere besproeiing uit te brei om hulle hektare te vergroot. Ons het 'n WhatsApp kommunikasiegroep vanaf Nelstroom tussen ons Nelstroom tak en die boeregemeenskap hier in Panamatenga en ek probeer om op 'n gereelde basis by die manne hier op die grond uit te kom. Vir enige navrae kan julle ons gerus kontak via ons sosiale media platforms of op die webwerf besonderhede of julle kan ons ook kontak by ons telefoonkontaknommers as ook per e-pos. Baie dankie dat julle hierdie video gekyk het. Ons hoop julle het iets geleer. Vir die volgende video klik hier. As julle nog meer video's van Agrico wil sien, teken asseblief aan by ons YouTube bladsy. Baie dankie.